Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd om 'n bietjie musiek te gesels saam met Bartu. En hy sou gewees het op die groot geel bank vandag, maar die swaartekrag van sy voertuig het na die aarde gedaal soos die maan na Pluto. En ons skakel nou in. Wat die hel was dit? Om met hom te gesels. Man, Pluto het baie swaartekrag. Ja, right. So hy kan selfs die maan aantrek. Pluto is 'n dwergplaneet. Hy het omtrent 0 swaartekrag. Wel, dan het die maan baie swaartekrag. En Bartu se kar het selfs meer swaartekrag. Hy bly weg van ons af, dis nie. Bartu, môre, is jy alright, broer? Ek is 100% okay. My kar trek dit bietjie swaar soos julle sê, maar anders is dit ek alright hoor. Hoorie, eerstens baie geluk want 'n pakkie Marlboro het onlangs goue status bereik. Wat? Ja. Jy het geweet nie. Wow. Nee, ek het dit nie geweet nie. Dankie dat julle my inlig. Ek waardeer daai. Nou ja, toe, ons is bly om die goeie nuus met jou te deel terwyl jou kar gebreek is. Mens het so ietsie bietjie nodig. So 'n bietjie silwer om die wolksrandjie, nee. Baie dankie. Hoorie Bartu, vertel vir ons van jou nuwe lied Swaartekrag. Waar het dit begin? Ja, ek is so die konsep kom van my dame en myself se eerste date het ons gaan skydive. En toe van daar af toe het ek 'n lekker konsep gekry om vanaf te begin werk om net ook te verstaan dat ons altyd plat op die aarde sal bly en sodra daar enige probleme is, weet ons waant om te kyk en dis boontoe na ons Here toe. En dit is net 'n ongelooflike cool konsep vir my gewees om te sê dit voel soos vlieg as ons val. Maar dis waarvoor ons lewe. So op die einde van die dag bly ons plat op die aarde en ons kyk boontoe as daar probleme is. Bartu, ek wil net hoor, die kar waarin jy nou sit. Ekskuus, ek kan nie anders nie. Die kar, Nee. wat was? Is die battery pap? Wat is fout? My voorlinkerwiel het gebars. Wat? Ek besluit hy's moeg. Hy wil nou gaan slaap. Ja, nee. Okay, right, goed so, dan kan jy obviously nou nie uitkom nie, maar by ons geniet dit daarom nog, Ekskuus, nee. dat jy met ons daarom kan gesels. Hoorie, en die nee, ander ding is, dankie. het jy 'n drywer of bestuur jy self? Ja, want jy Nee, sit ek bestuur, agter. ek is drywer. Die enigste drywer wat ek het anders as myself is my golf drywer. Jy sien hulle sê mos daai ding wat dryf, enige doel kan dryf. Maar dis 'n ander storie. Hoorie so, ons praat 'n bietjie oor 'n verjaarsdag. Het ek dit mis of verjaar jy op 28 Februarie? Jy het dit reg? Rarig. Yes. So net elke 4 jaar. So dit is tegnies die 29ste Februarie. Dis net elke Maar 4. ek is net oor 12 gebore. So op my geboortesertifikaat staan daar ek is die 28ste gebore. Want ook ek was 'n noodkeiser geweest. Ek was 3 maande prem gebore geweest. Wat? So dit is ja, ek was baie lig. Ek was dink net onder of net oor 'n kilogram toe ek gebore was. So ek was baie klein geweest. Of jy's 'n wonderwerkie. Ja. Wel, Nee. moenie die wonderwerkies se wees sy kar se band nie gebars het. Ja, dit ja. Hoorie so, praat 'n bietjie met my, hoe oud is jy nou? Regtig egtig, want kyk jy, as jy elke 4 jaar verjaar, hoe oud is jy dan nou? Seker daarom. Jy's oud soos my seentjie. Jee. Hy is nie. Ja. My snor groei net baie vinniger. Hoorie, praat 'n bietjie met ons oor die liedjie. Waar die inspirasie vir hierdie tune Swaartekrag vandaan kom? Jy sê dis daai jou dierbare ander helfte is by jou en dis 'n swaartekrag ding. Is dit die inspirasie vir die liedjie gewees? Sonder enige twyfel. Ek dink hierdie is maar net om te sê, wel die konsep as ons dit bietjie moet dan gaan bietjie meer oor net dis onverwagte liefde wat op die einde van die dag net sin maak. Daar's iets wat jou trek en jy weet nie wat nie. En op die einde van die dag wanneer jy tot die kap van die byl kom, is dit toe nou onverwagse liefde gewees wat net onstopbaar is. Mens kan dit net nie stop nie. En dit is basically waar die sang gaan. Maar dit smaak my dan tussen pakkie Marlboro en Swaartekrag het daar onverwagse goed op jou pad gekom, soos papwiele, maar net beter. 180% en ek dink hierdie sang som dit ongelooflik goed op. Ek hou nogals van die beskrywing in die sang dat jy sê 'n mens moet 'n balans vind tussen
krag en kwesbaarheid, nê? Nee? Maar dit is seker die moeilikste ding van die liefde, want hoe vind jy die balans veral as 'n man, nê? Nee? Want real men don't cry, maar jy moet ook kwesbaar wees. Jy moet bereid wees om jou hart te kan wys vir jou geliefde, want anders gaan jy nêrens heen gaan nie. En hoe sê jy in die liedjie? Ons is okay, ons sal gegrond bly. Maar hoe bly jy kwesbaar en kragtig? Ek dink om kwesbaar en kragtig te bly, dit is 'n baie goeie vraag. Ek is nog altyd 'n sagte mens, so ek persoonlik sal my hart deel in baie vreemde maniere. Ek sal reguit praat as iets my pla, ek sal iets reguit sê soos wat dit is. Maar op die einde van die dag om hard te bly, dink ek nie altyd is iets wat mens uitoefen nie. Ek dink dit is maar net 'n aksie van leierskap op die einde van die dag om te weet dat wat ook al besluit word in liefde op die einde van die dag, as man is dit nie my verantwoordelikheid om op die einde van die dag die keuse self te maak nie. Dit is hoekom dit sê, ons kyk op na bo en dit is hoe ons gevestig bly. Dit is hoe ons gegrond bly. En dit is op die einde van die dag nie in my beheer nie. So dit is alles te danke aan die groot man daarbo. Ek moet vir jou sê, ek wil 'n musiekvideo gesels en mense moet praat oor iets om na te kyk, maar net om na jou prentjie te kyk, kan jy vir sê hoeveel stories ek uitdink terwyl jy dink jou daar sien sit in die kar se agtersitplek nie. Maar Ek kan jou net glo. Maar ek wil jou eers net bedank dat jy die moeite gedoen het en nog steeds gestoei en gestry het om vanmôre betyds hier uit te kom. Ten spyte van die feit dat jy nou by 'n garage moet staan. Mense Ek het my bes te probeer en ek doen dit net vir julle hoor. My ou, jy's 'n pel. Mense dink julle kunstenaars lewe verskriklik luukse lewens, né? Julle het drywers, julle het baie groot karre en dis meer en julle hoef nie by garages te sit nie. Maar julle doen nogal. En die reisbesigheid. 100%. Ek praat altyd met die kunstenaars hier oor hoeveel mense regtig reis. Ek dink daar's bitter min mense soos kunstenaars, Afrikaanse kunstenaars wat die land sien. Die res van ons sien dit nie so baie nie. Travel jy baie? Het jy lekker shows wat nou weer voor lê, wat jy weer ver afstande voor moet aflê? Ja, nee, daar is baie shows en vir meeste van hulle travel ek baie ver. Want per my kontrak mag ek nie regtig in 'n soos ek dink is omtrent 'n 100 km radius in 2 weke uitmekaar uit 'n show hou nie. Dit is maar net vir bemarkingsdoeleindes. En op die einde van die dag beteken dit elke naweek gaan ek ten minste 100 tot 150 kilos weg wees van waar ek die vorige naweek was. En daar's gewoonlik 'n Vrydag en 'n Saterdag show. So ja, ons travel baie ver, baie lang ure op die pad wat ons spandeer. Maar ek sal dit verruil vir niks nie. Ek is gemaak vir hierdie. Ek love wat ek doen. En jou ander helfte, hoe voel sy oor die Travel sy dan nou saam? Reis sy saam of wat gebeur? Meerderheid van die tyd kan sy darm saamkom. Sy het 'n ongelooflike oulike baas. En as hulle nie 'n lekker groot funksie of 'n ding het wat sy moet bywoon nie, dan kom sy gewoonlik saam met my. So dit is 'n baie groot voorreg om dit met haar te kan deel ook. Wow. Ag, jy sien, dis nou waarvoor 'n agtersitplek daar is. Dat die een wat nie ry mense nie, saam kan ry. slaap. Ja. Wow. Vandag is Dan die maak jy- agtersitplek vir onderhoude. Ja, vandag is dit 'n televisie-ateljee. Ja, maar andersins, ek en my broer het al van die Kaap af gery. Een slaap agter in die agtersitplek terwyl die ander een bestuur en so ry jy baie vinniger tot by jou Dis wat jy bestemming. bedoel het, ja. Ja, wat anders Ja. dink jy, Pierre? Luister, Bart, vertel ons van jou kunsinnige musiekvideo. Ja, okay. Eerstens wil ek net sê ek was pimpel en pers en blou gewees. Dit was ongelooflik seer geweest. So hulle het my letterlik vasgemaak met 'n tou aan my belt en my rondgetrek daar in die garage as ek dit maar so kan stel. En maar dit is amazing. Die konsep is ongelooflik. So die hele konsep van die musiekvideo is alles trek na 'n spesifieke plek toe die hele tyd. En dit is super weird. Ek insluitend word die hele tyd hier's 'n krag wat my aantrek en ek het geen idee wat dit is nie. Dit was nogal moeilik om dit nie weird te laat lyk nie, want om random dinge net na een kant toe te trek die hele tyd insluitend jouself kan vinnig bietjie scary raak. So ek dink die song maak dit daarom happy genoeg sodat dit nie vreemd klink nie. En op die einde van die dag toe stop die musiekvideo op 'n punt waar ek teen die garage deur getrek word met 'n baie vinnige spoed. En hier maak my tweede helfte die deur oop en toe is sy die krag. Sy is toe die swaartekrag wat alles nog toe getrek word. So sy's in die video, dis sy. Yes, 100%.
Kan nie wag om dit te sien nie. Ja. En dit is so ironies dat jy van daai musiekvideo af nou in 'n kar winkel sit. na 'n kar toe wat se bandpap is. Maar ek sê ook net 'n disclaimer, ek weet absoluut niks van karre af nie. Dit is hoekom daar waarskynlik 'n car engine of 'n golfkarretjie engine langs 'n motorfiets lê. Dit is nie, ek is nie 'n mechanic nie. Ek pleit in onskuld. Ja, maar stuur by 'n punt dan kom sleep ek jou in na die show. Ja, dit rym so ek mooi. waardeer, ek sal dit baie waardeer. Baie dankie Bart, dit was heerlik om met jou te gesels. Sterkte met daai motor van jou en vir die jaar wat voorlê, mag jou wiele aanhou rol, hoor? Ag, baie dankie. Dit is altyd so lekker om by julle te kuier, al is dit van 'n afstand af. Dankie julle. En hier is hy nou, laat dit jou aantrek, Swaartekrag van Bart toe.